Nou wat se goed sê ons doen ons met ons liggaam om die Here te loof en te aanbid? Kom, is nie 'n triek. Luister, ek het besluit hierdie jaar van ek nie alleen werk op 'n Sondagoggend. Right, ek het ook 'n dayjob. So, wat is die dinge wat die skrywer van daai lied sê ons doen as deel van ons aanbidding? Lofsang, daar sê jy, om te sing. Wat nog? Ander te help wat swaar kan. Ja, okay, dit is 'n baie. Kyk, die Bybel sê dat dit is waar aanbidding is om ander te help. Wat nog? Wat sê hy nie? Om te ken. Okay, ja, mooi. Hy praat van buig. Nee, prys. Yes, prys hom. Buig voor hom neer. Buig jou knie. En dis waar ons vanoggend 'n bietjie gaan kyk. Waarvoor buig ons knie? Wat aanbid ons reg? En dit is, kyk hom maar. Ons gaan nie speletjies speel. Ons gaan eerlik met mekaar wees hierdie jaar. Want dit is belangrik. Tyd vir speletjies is lankal verby. As ons gedink het verlede jaar moes ons dinge ernstig opneem, hierdie jaar moet ons nog 'n entjie verder gaan. Voor wie buig ons knie? Jy sien, dit is maklik om met jou lippe te sê, nee, ek kan by die Here, ek is 'n Christen, ek glo in die Here, ek glo in Jesus. Maar is dit in elke een van jou dade sigbaar? Is dit in elke gedagte sigbaar? Is dit in elkeen van jou emosies sigbaar? Dat jy die knie voor hom buig en dat jy hom vertrou. En net jy kan daai vraag vanoggend beantwoord. En dis waaroor vandag gaan. Vandag gaan oor jou. Jy moet vandag ernstig wees met jouself. Want ons kom by die begin van die jaar en baie keer sê ons van onsself, weet, daar moet nou verandering kom. En ek kan nou reg, as ek terugkyk na verlede jaar en daar is miskien uitsonderings met mense wat nie so dink nie, maar baie mense dink so. En sê, iets moet verander. Ons kan mos nou nie weer dieselfde ou proses gaan as verlede jaar. Daar moet verandering kom. En weet jy wat? Verandering begin by jou. Dit help ons wag vir die Here om in die hemel uit te kom om verandering te bring. Elke keer wat daar verandering was, Rihanna, baie geluk met jou verjaarsdag in Desember. Elke keer as daar verandering kom, het die Here deur 'n mens gewerk. En jy moet jou hand opsteek en sê, hier's ek, Here, gebruik my. Anders dan mors ons tyd. Anders dan gaan ons net deur die emotions. En wanneer mense net deur die emotions gaan, dan bly hulle dieselfde. Dis tyd dat ons ernstig raak en sê, Here, ons aanbid U. Nou kom ons kyk een van my gunsteling stories in die Bybel. Johannes 4. Julle almal ken die storie. So, ek het gesê ek gaan nie alleen werk nie. So ons gaan nou Johannes 4 lees. Dit is die storie waar Jesus die Samaritaanse vrou ontmoet by die put van Jakob. Ek gaan dit lees en dan gaan ons stop. En ek gaan vir jou vra, wat staan vir jou uit in hierdie skrifgedeelte? Alraai. En as niemand met my praat, gaan ek jou point, ek gaan jou uitwys. So julle moet konsentreer. Charlie? Alright, ek sien sommer jy maak jou oor op. Daniel sê hy gaan wegkry. Sê jy? Daniel sê hy gaan wegkry. Gaan Daniel wegkry, maar ek ken Daniel se naam. Alright, ek dink baie van ons gaan daar hoor. Goed. Johannes 4 vers 1. Dit sê toe die Here daar verneem dat die Fariseërs gehoor het dat Jesus
meer disippels maak en doop as Johannes, alhoewel Jesus self nie gedoop het nie, maar sy disippels, het hy Judea verlaat en weer na Galilea gegaan. En hy moes deur Samaria gaan. Nou, ek wil gou daar stil staan. Dit sê hy moes. Die gebruik was vir die Jode, as hulle daai pad volg, het hulle om Samaria gestap. Wat hulle, kyk, hulle het verskriklik neergekyk op die Samaritaan. Dis nou rasisme 2.0. Dis eintlik rasisme 1.0. Dit was nog lank voor rasisme in ons tyd bestaan het dit daar bestaan. En hulle self dit nie eens verwerlig om deur Samaria te loop, hulle het om hom gestap. Maar Jesus moes deur Samaria stap, want daar was iets anders wat hom gedryf het en gedring het. Partykeer van die Here ons na plekke toe waar ons ongemaklik voel. Nee, die Here vat ons uit ons mooi Afrikaanse term comfort zone uit. Hy vat jou uit jou gemaksone uit. En as jy nie bereid is om uit jou gemaksone uit te klim nie, gaan niks verander nie. Dan gaan dinge net bly soos wat dit is. Jesus het uit sy gemaksone uitgegaan. Sy disippels moes maar agterna met lang tande, het hulle ook nog maar saamgestap deur Samaria. Goed. Hy kom toe by 'n stad van Samaria wat Sichar genoem word, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. En die fontein van Jakob was daar. Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent die 6de uur. Daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep. Jesus sê vir haar, gee vir my water om te drink. Want sy disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat u wat 'n Jood is, van my vra om te drink, terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? Jy sien, ek het nie nonsens gepraat. Al was nie, there was no love lost tussen hierdie twee groepe mense. Alhoewel hulle teruggaan in die geskiedenis na dieselfde Abraham toe, na dieselfde stamme, hulle het dieselfde oorsprong, maar die was langs die pad het binne my skeef geloop. Waar was ek nou? Ek sê, sy sê, want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. Dis soos water en olie, die twee meng nie. Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het, en geweet het wie hy is wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee. Die vrou sê vir hom, Here, jy het nie eens 'n skepding en die put is diep. Waarvandaan kry u dan die lewende water? U is tog nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het, en sy seuns en sy vee. Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors kry. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Die vrou sê vir hom, Here, gee my daardie water, sodat ek nie dors kry nie en hier hoef te kom skep nie. Jesus sê vir haar, gaan roep jou man en kom hier. Die vrou antwoord en sê, ek het nie 'n man. Jesus sê vir haar, jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie. Want jy het 5 mans gehad en een wat jy nou het is nie jou man. Dit het jy met waarheid gesê. Die vrou sê vir hom, Here, ek sien dat jy 'n profeet is. Ons vaders het op hierdie berg aanbid en julle sê dat die plek waar ons behoort te aanbid in Jerusalem is. Jesus sê vir haar, vrou, glo my, daar kom 'n uur wanneer julle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid. Julle aanbid wat julle nie weet nie. Ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode. Maar daar kom 'n uur
En dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Die vrou sê vir hom, ek weet dat die Messias kom, hy wat Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig. Jesus sê vir haar, dit is ek wat met jou spreek. En op die oomblik het sy disippels gekom en hulle verwonder dat hy met 'n vrou in gesprek was. Jy sien, hulle was nie in die veld geslaan omdat hy met 'n Samaritaan gepraat het nie, maar omdat hy met 'n vrou gepraat het. Want dit was teen die wet om vir 'n vrou iets te leer. Julle dink ons is vandag hè. Dit was teen die wet om leer aan 'n vrou te gee. Tog het niemand gesê, wat verlang u nie, of waarom spreek u met haar? Die vrou het toe haar waterkan laat staan en die stad gegaan en vir die mense gesê, kom kyk 'n man wat my alles vertel het wat hy gedoen het. Is hy nie miskien die Christus? Hulle het toe by die stad gegaan en na hom gekoop. Vers 39. En baie van die Samaritane uit daardie stad het in hom geglo oor die woord van die vrou wat getuig het. Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Toe die Samaritane dan by hom kom, het hulle by hom aangedring om by hulle te bly. En hy het daar 2 dae gebly. En baie mense tot grond van sy woord geglo. En aan die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie, want ons het self gehoor en ons weet dat hy waarlik die Christus, die saligmaker van die wêreld is. Mooi storie, né? Wat staan uit? Wie wil 'n kans vat? Daar's 'n verkeerde antwoord. Daar's nie 'n verkeerde antwoord. Weet, ek weet mos nou, as ek vir jou vra, sal jy die leisel kan vat. Maar die eerste ding wat vir my uitstaan is, hy moes. Yes. Hy was hier, Samaria. Absoluut. Jy sien, ja, dit was nie 'n, soos hulle sê, 'n chance encounter. Dit was iets wat vooraf bepaal was wat moes gebeur. En ek moet myself elke dag afvra, die ou wat ek in die straat raak, daar's heel moontlik, is dit ook 'n goddelike afspraak wat gereël is. Wat nog? Johanna, wat staan uit? Ek het julle gewaarsku. Ek dink hierdie vrou was beïndruk geweest met die manier wat die Here met haar praat. Dis belangrik. Die manier hoe Jesus met haar gepraat het. Dis ongelooflik belangrik vir die konteks. En ons gaan 'n bietjie verder daarna kyk. Wat nog? Antoinette? En sy het geluister en die woord aangeneem. Ja. Haar reaksie nie, Ja. hoe sy geluister het. En onmiddellik 'n getuie geword. Sien jy? Want John, wat staan vir oom by? Maar die hele ontmoeting. Ja. Absoluut. Daar's soveel wat hier gebeur. Dit is so 'n dinamiese ontmoeting dat ons gaan 'n paar Sondae spandeer om hierdie ding bietjie te ontrafel en te sien, maar wat het nou eintlik hier gebeur? Goed, so kom ons vat nou al hierdie goeie saam. Ons het gesê, Jesus het gesê, hy moes na daai plek toe gaan. En die groter konteks van Jesus se bediening, hoekom hy aarde toe gekom het, is as ons kyk na 2 Korintiërs 5, dan gebruik Paulus die woord versoening. Hy het gekom om die wêreld met homself te versoen. En jy moet hierdie prentjie mooi sien. Dit is nie 'n geval van, dis 'n klomp mense wat besluite neem en hulle self met God versoen nie. Nee. Dit is die lewende Skepper, God die Vader, wat besluit, ek
gaan die wêreld met my versoen. En hierdie hele, wat is nou 'n mooi woord vir encounter? Konsep. Ja, dit is 'n konsep, maar hier is hierdie ontmoeting, onthou wat ek jy gesê, die hele ontmoeting. Ja, hierdie hele ontmoeting gebeur binne die konteks van 'n Vader wat homself met mense versoen, met die wêreld. Maar skielik word die wêreld nou 'n individu. En dis hoe ons ook oor die wêreld moet begin dink. God het die wêreld so lief gehad en God stuur ons na die wêreld toe. Maar ons sukkel om hierdie konsep van die wêreld na individue toe deur te trek. Elke persoon wat jy elke dag ontmoet is die wêreld. En dit is die wêreld waarna toe jy gestuur is. Jesus het gesê, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek jou. En elke persoon wat jy ontmoet is die wêreld vir wie God so lief is, dat hy sy seun gegee het, maar ook vir wie hy jou nou daartoe stuur. Het julle dit? Goed, maar sien op hierdie ontmoeting, hierdie versoening, want dit was Jesus se doel. Hy wil versoening bring tussen hierdie vrou en die Vader. Ja, ons gaan nog kyk hoe dit alles, hoekom nou jy sê, maar ons sal albei. Wat wil ek nou sê? Waar het ek oor gepraat? Versoening, ja. In die konteks van versoening, was daar iets wat versoening geblok het. Moontlik geblok het. Want kyk, toe Jesus by haar kom en hy sê, onthou nou, hy is die seun van God wat gestuur is. En net so is jy Lenet, is jy die kind van God wat gestuur is. En nou kry jy hierdie ontmoeting wat God gereël het. En jy is vriendelik. En jy kom met 'n oopgesindheid. En soos Jesus vir die vrou sê, kan ek 'n bietjie water kry want ek is dors. Was hy net so vriendelik met hom gewees? Nee, sy was nie. Sy sê, hey, jy is 'n Jood. In die eerste plek wat soek jy? In die tweede plek, en daar gaan sy die geskiedenis in. Van julle dink julle is beter as ons. En wat. Jy sien die vooroordele keer versoening. Vooroordeel keer versoening. Sy was bevooroordeel teenoor Jesus, omdat hy 'n Jood was. En so baie keer is ons vooroordele keer versoening. Want die was rasse vooroordeel. Die tweede ding was, sy het nie baie goeie reputasie gehad die dame nie. Want sy is nou al weer 'n klomp mans. So daar was hierdie sosiale vooroordeel. Dan was sy 'n vrou. So daar was hierdie geslagsvooroordeel. So eintlik moes daar ontmoeting glad nie gebeur. As ons die wêreldse standaard moes gebruik van daai tyd, en ons gebruik die wêreldse standaard vir vandag, moet baie van ons ontmoetings eintlik nie plaasvind. En dit is baie maklik om te sê, ek het nou 'n goeie verskoning. Ek gaan nou nie moeite maak met hierdie mens nie. Ek gaan nou maar vriendelik groet en maar aanbeweeg. Want of in terme van ras, of sosiale stand, of geslag, of hoeveel ander wat ons nog kan byvoeg, het ek 'n goeie verskoning om nie moeite te doen. Jy sien, en as dit ons gesindheid is, dan dit van. Dit help nie in ons land. Ons wag vir die regering om verandering te doen. Reg? Dit help nie ons wag vir die predikant om verandering te bring. Dit help nie ons wag vir die Here om verandering te bring.
Dit help nie. Jy moet sê ek tree aan. En ek gaan in die eerste plek begin bewus raak van my vooroordeel en ek gaan hulle begin aanspoor. En ek gaan hierdie goed begin afbreek. Want anders gaan niks verander. So pas op die vooroordeel. Hy is dood en hy verhoed dat God se plan vir versoening dat het word uitvoer. Ons, met ons vooroordeel, staan in die pad van God se werk. En solank ons vooroordeele regverdig, gaan niks verander. Dis in jou hand. Vrede op aarde is in jou hand. Vrede in ons land is in jou hand. En die oomblik as jy dit vir iemand anders gee, dan abdikeer jy jou rol, God vir jou te sê. Dis jou werk. Jy moet versoening bring. Ja, en wat vir my uitstaan in hierdie storie, is dat Jesus kon ons nou maklik, en dis wat jy gesê toe. Jesus kom ons nou maklik met daardie argument verder gevat. En hy sê nee, maar hy doen dit nie. Hy argumenteer nie met daaroor hierdie vooroordeel. Hy gaan nie in 'n gesprek of 'n debat of 'n argument moet daarin oor hoe verkeerd sy is oor haar vooroordele en hoe verkeerd die Jode is oor hulle vooroordele en hy doen dit glad nie. Wat doen hy? Hy gaan verby dit en hy sien die mens. Ek wil julle 'n storie vertel van my, ek dink ek het julle al vertel, maar ek vertel dit weer. My skoonpa staan eendag in die CNA en hier's 'n dame uit Tembisa hier voor hom wat 'n Bybel koop in haar taal. En sy sit die Bybel op die kamer neer en my skoonpa sê toe, kan ek vir die Bybel betaal? Sy sê toe, ja, sy kan betaal. Hy betaal toe, koop sy goeder, stap uit toe hy buite kom, toe staan sy vir hom en wag. Toe sê sy, meneer, vanoggend het ek gebid en vir die Here gevra ons koop Bybel. Maar ek het nie geld. Maar die Here sê vir my, gaan ek sal sorg. Gaan ek sal sorg. Jy sien, ons maak dit baie keer so gekompliseer. Ons maak dit so gekompliseer. Ons sê vir onsself, die Here kan my nie gebruik. Jesus op baie oomblik het hy net hierdie mens raak gesien en gedoen wat in sy hart was. Soos wat die Gees omlei. Glo jy dat jy die Gees van God in jou hart het? Glo jy dit? Glo jy dit? Ek gaan vir jou uitdag. Ek gaan vir jou uitdag. Glo jy die Gees van God in jou hart? Dan is dit tyd dat ons na hom begin luister. Want as ons nie na hom luister, gaan niks verander. Wie is die stem wat met jou praat? En wat bepaal hoe jy na die lewe kyk? Wie bepaal jou waarheid? Wie bepaal jou realiteit? Wie bepaal jou sekuriteit? Wie bepaal jou uitkyk op die lewe? Is dit wat almal sê? Of is dit wat die Gees van die Here vir jou sê? Want daar is baie sulke goddelike ontmoetings wat die Here weer, en dan staan jy daar en jy sê, nee, nou weet ek nie lekker. Ek weet nou nie lekker. Hoe nou? En as jy Lukas 10 en Matteus 10 gaan lees, daar waar Jesus die disciples uitstuur, 72 uitstuur, dan sê hy vir hom, ja, maar wat gaan ons vir die mense sê? Ons is vissermanne. Ok, Matteus was daarom, wat is hy dokter nie?
En daar was dan 'n paar bietjie intellektuele ouens, maar die meeste van hulle was maar baie eenvoudige ouens gewees. Hulle het groot geword op die skuite. En hulle het vasgeval. Hulle het van filosofie en godsdienst nie veel geweet nie. En die Here sê vir hulle, Jesus sê vir hulle, jy moet net gaan. En wanneer jy gaan, en jy staan iewerster, sal die Gees van die Here vir julle sê wat om te sê, of om te doen. Partykeer hoef jy niks te sê. Dis partykeer net wat jy doen. Dis partykeer net 'n glimlag. Dis partykeer net 'n ek sien. Dis al. Dis al. Maar ons moet begin toepas in ons lewe. Kyk, ons het 'n kerk geword van baie woorde en min dade. Ons het 'n kerk geword wat bely met ons mond en allerhande die regte goed bely en die regte stappe neem en die regte dingetjies doen. Maar as ons 'n kerk wat deur die Gees van God gelei word. En nou praat ek nie van duisende en 10.000 mense in 'n diens. Ek praat van mense wat terwyl hulle op die skuit verstaan of op pad is na hulle werk toe, of in hulle werksplek, of daar waar vriende bymekaar is, na die Gees van die Here luister en sê, Here, wat kan ek doen? Wat wil U hê moet ek doen? Hier in hierdie ontmoeting, wat U voor die grondlegging van die aarde gereël het. Wat wil U hê moet hier gebeur? En hoe wil U my gebruik? Want regtig mense, ons sien net hier om die sielstof op te gebruik. Ek raak baie keer so hartseer as mense vir my sê, ja, maar my lewe is, ek het my lewe gemors. Luister, jy's hier. Jy's hier. Jy het 'n doel. Jy het hom binne in jou. Luister. Want dit wat hy jou vra om te doen is baie eenvoudig. Baie eenvoudig. Moet dit nie kompliseer. Daar staan 'n ding vir my hier. Jesus sien haar aan. Want die Gees sê vir hom op daai oomblik, vra 'n bietjie oor haar man. Vra. En op daai oomblik is hy net gehoorsaam. Partykeer gebeur dit. Jy vra iemand net, soos die tannie wat in haar tuin gewerk het en sy hoor voetstappe en sy begin op die ritme van die voetstappe sing. The love of Jesus is so wonderful. Volgende oomblik val jy op sy knieë voor haar neer en huil en sê, vanoggend vir Here gesê, ek kan nie meer. Ek het iemand nodig om te doen. En terwyl ek op die sypaadjie staan, sing die tannie in my weet. Want op haar oomblik sê die Gees van die Here vir haar. Sing. Sing nie. Dit was net 'n ding wat gebeur het. Spontaan. Sy begin sing. En so gebruik die Here ons. Maar ons moet begin bewus raak van wat hier binne aangaan en wat hier binne aangaan. Jy sien, ek gaan nou eindig met hierdie. Dis 'n ding wat my tikkel. En dis 'n ding, dis seker een van die grootste uitdagings vir my. In my rol as kind van die Here, in my rol as om 'n disipel te wees van Jesus, is ons moet mense aan Jesus vasmaak, nie aan onsself. Die mense, sy gaan terug. Wat is hy stad se naam weer? Sy gaan terug na haar stad. Sigar, dankie. Sy gaan terug Sigar toe en sy gaan sê vir die mense, joh, die ontmoeting gehad met hierdie fenomenale mens. En hulle gaan toe, jy sien, hulle loop verby haar en gaan na die persoon toe wie sy ontmoet het. Sy het nie op 'n seepkus gaan staan en sê, luister, kom luister na my. Kom ek julle vertel.
Dis nie wat sy doen. Sy maak dit nie oor haarself. Sy sê daar sy, gaan ons hiertoe. En hulle gaan toe, wat is hulle getuienis toe hulle terugkom na haar toe? Ons glo nou, nie op grond van dit wat jy gesê het, maar omdat ons onsself ontmoet en gehoor. Dis ons rol nie. Nie om mense aan onsself vas te maak. Nie om mense aan enige ding anders vas te maak as aan Jesus of aan Christus. Dit kan ons ook nog doen. Sy stuur hulle na Christus. So weet jy wat, die fenomenale ding is kry. En dis hoekom ons baie keer te bang is om hierdie ontmoetings te reël. Is ons dink, as ek die Gees van die Here se stem is, en ek bedien aan Liesel Marie iets, wat ek spontaan doen, dan is ek nou hierdie groot verantwoordelikheid. Sy gaan die hele tyd terugkom na my, ek soek het nie, Nee. Jy sien, wanneer jy na die Gees luister, dan raak sy bewus van die teenwoordigheid van die Gees binne haar. En dis daai verhouding wat uiters belangrik is. Want dit gaan nie oor my. So ons moet in die wêreld ingaan en vir mense gaan bewus maak van die teenwoordigheid van die Gees binne my. Deur vir hulle 'n smaakie te gee van die Gees binne my. Dis jou werk. Dis nie complicated. Baie eenvoudig. Maar dit gaan iets van jou vra. Dit gaan iets van jou vra. Dit gaan eerstens van jou vra dat jy moet baie eerlik wees in jouself. En vir jouself vra maar, wie aanbid ek? Voor wie buig ek my knie? Ek het amper vergeet van my Heer middels. Petrus. Jy sien die vrou, miskien moet ek sal dan volgende keer sal ek begin hier waar ek vandag eindig. Ons almal was op 'n stadium in ons lewe baie dors. En nou praat ek nou nie van die dors na water. Ek praat van die dors na sin vir die lewe. Ek praat van die dors na vrede. Ek praat van die dors na wat is my doel? Ek praat van die dors van ek soek wat is liefde en hoe ervaar ek liefde? En waar pas ek in? En wat is my identiteit? En waar is God en wie is God? En al hierdie dinge, ons het hierdie dors. En net so toe Jesus vir die vrou sê, ek sal vir jou water gee wat jou nooit weer sal dors maak. Onmiddellik, pom, is daar iets hier binnekant wat roer. Want Jesus het geweet, hierdie vrou is besig om water te drink. Sy soek sin in verhoudings met mans. Sy het gedink, daar gaan sy liefde ervaar, dit gaan vir haar sekuriteit gee, dit gaan vir haar vrede in haar hart gee. So sy drink toe daai water. Die dinge wat die wêreld vir jou kan gee. Sy gaan dink toe, ek gaan dit in hierdie verhoudings kry. Dit gaan oor die mense wat ek ken, die mense met wie ek assosieer. So vind ons vandag nog, dink ons, dit gaan vir my waardig wees. Ek moet die regte ouens, dit gaan oor wie ek ken. Ek ken vir so, ek het al hierdie ou ontmoet, en ek het, gister is van ook Afrika se hand gesit. Alistair Coetzee kom golf speel aan. Maar wat maak dit nou vir my? Ek maak vir my iemand wat Alistair Coetzee se hand geskit het. So wat? So, ons dink, dis wat vir ons waar, dit gaan ons dors les. Of, dan gaan ons, nee wat, miskien werk dit, en kom ons gaan soek die blink goedjies. Alright, die blink goedjies gaan vir ons help,
om vrede en sekuriteit, liefde te ervaar en aanvaarding in hierdie wêreld, en mense gaan my erken, en so ons gaan soek die blink goede, die ding wat blink, as hy merk so blink in die son, daai van hy nuwe kar, dan, ja, voel ons dan lekker, maar as hy een keer soos berei op die stofpad, dan blink hy nie meer nie, want volgende week is daar in elk geval weer 'n nuwe model, so dan beteken my nie ook dan nie veel nie, so, of ons dink, nee man, kom ons maak die lewe meer eenvoudig. Kom ons maak dit nou, ek is nou klaar met die kristalle van verhoudings, en ek soek dit nou, ek gaan nou minimaliseer, ek gaan nou, jy weet, net die dinge wat belangrik is, ek gaan nou, en ons drink en ons bly dors, of wat ook al, nog anders, so kan ons 40 verskillende houers hier neersit, en ons drink daai water wat die wêreld vir ons gee. Wat moet verander hierso? Is dit die houer waaruit ek drink wat moet verander? Nee, wat moet verander? Die water, die fontein waar jy skep moet verander. Die fontein waar jy skep. En dis wat ek vandag vir jou wil sê, en dis waar ons moet eerlik wees met onsself, is waar skep jy? En net jy kan dit vandag beantwoord. Wat dink jy nodig? Sodat mense kan sê, wow. Wat dink jy nodig as ek vanavond met COVID is? Vanavond ek is so. Maar, ek het nie sorg nie. Wat dink jy nodig? Om so te gaan slaap. Ek sien baie keer raak ons so in slaap, 2 uur op skrik om wakker en te kool en die jou keel. En dan skrik dink jy, wat dink die persoon van my? Hoe gaan ek daai rekening betaal? Wat nou van dit? My kind sit toe. En jy sien, dit is vir jou telltale signs, soos hulle in Engels sê, dat jy aan by die kom. Jy het iemand anders, of iets anders waarvoor jy nie buig. Want die skrif sê, die Here is my herder, ek kom niks kort. Ek kom niks kort. Mens sal lewe van elke woord wat uit die mond van God. So kan ons die een skrif na die ander neem, kan ons gaan uithaal, waar die mense se ervarings, of dit nou Dawid, of Moses, of Joshua, of Gideon, of wie ook al is, hulle ervaring was door die Here ontmoet het ek niks neem. Want sy genade is ongeneem. Kan ons by daai punt kom? Waar ons sê, Here, die genade is ongeneem. So jou huiswerk is, en ek gaan vir jou vra as jy kom, as jy weer kerk kom, en as jy nie kom nie, dan sal ek jou gaan haal. Ek weet waar jy. Ek sal vir jou gaan haal, en ek gaan jy nie los. Jou huiswerk is, voor wie by geluk? Aanbid ons op. Jou tweede vraag is, tweede stukkie huiswerk is, luister mooi wat van die binne aan. Stop gereeld deur die dag en vra jouself, waar dink ek? En dan sê die skrif, vat daai gedagte en maak hom gehoorsaam aan Christus. Dis werk. Maar as ons nie gaan werk nie, gaan niks verander. Wat gaan die binne aan? Wat voel jy? Voel jy bang? Voel jy vreesagtig? Voel jy minderwaardig? Gaan ondersoek daai ding, man. Want hy kom, is dit so liggie wat aankom op jou dashboard, wat vir jou sê, hier's iets nie lekker nie. Jou oog is iewers nie waar hy moet wees nie. Want, as jou oog reg was, sou jy gesê het, ek kom niks kort. Ons gaan kyk na hierdie goedertjies in hierdie paar weke wat voor lê. Maar ek eindig met 'n paar dinge wat ek wil sê. Die eerste een is, moet dit nie te gecompliseerd maak nie. Hou dit eenvoudig. Moenie die ontmoetings wat jy elke dag het, moet dit nie minag nie. Want baie keer
is jy die persoon wat die Here na daai persoon toe stuur, maar baie keer is daai ook die persoon wat die Here na jou toe stuur. En jou vooroordeel gemaak as jy die Here mis. Luister mooi wat ek vir jou sê. Vooroordeel is nie net 'n ding wat ander mense irriteer en verhoudings affekteer. Vooroordeel maak dat ons die Here mis. Want die Here kom nie altyd in die gedaante wat ons gemaklik vind. Derde ding wat ek vir jou wil sê, en dan het ek jou gesê, raak bewus van wat die binne aangaan en nie binne aangaan. En herhaal dit vir jouself oor en oor, dat hy bly binne my deur sy gees. Hy is my Vader, ek kom niks voor. Herinner jouself daaraan, voortdurend. En gaan in die week. En kom ons gaan wees die kerk. Soos hy na ons toe gestuur is, so het hy ons gestuur in die wêreld. Kom ons gaan maak 'n verskil. Ek bid. Sal jy my verskoon om net iets te sê? Ja, asseblief. Wat ek ervaar het in die vakansie, wat absoluut 100% aansluit by wat jy nou net oor gepreek het. Ek is jammer dat ek dalk die gemeente se tyd gaan mors, maar dit gaan net 5 minute wees. Ja. Ons is 'n lange baan, en soos gewoonlik is die vrouens maar lank in molle. Ek sit buite die mol, en ek het nou maar ons die probleem dat ek kort by 'n reskamer wat ek kom. En die nood raak groot, en ek besluit, ek sal moet iets doen in die saak. Maar ek weet, die nooddrager wat langs aan staan, moet jy R2 betaal om die reskamer te gaan gebruik. Ek het niks by my. Nou dink ek by myself, as ek nou vir die petrol of die vraag, as ek nou die brandstof gaan gooi, of ek R2 ekstra kan vir hom betaal, sodat hy vir my R2 kan gee. Ja. Met hierdie plan gaan ek brandstof ingooi. Maar dit gaan eintlik nie oor die brandstof nie, dit gaan oor die ander nood. Ja. Die ander verlies ons. Gestop aan die man verduidelik. Hy sê vir my, meneer, sir, unfortunately it doesn't work like that. Ja. But there is a solution. I know that you are coming. God has sent you to me. Yes, put R2 in my pocket. Ja. Here is my R2. Ja. I gave it to you to go and relieve yourself. Ja. I said to him, sir, I can't take your money. He said, I must take it because God has given it to me to give to you. Ja. I got out of the car and we hugged each other. Ja. I went to relieve myself, and the toilet was open. I eventually did not use the toilet. Ja. So I came back to the gentleman and I said to him, the same God that provided you with the R2 for me is giving it back to you because he has opened the door. Ja. Sure. Signore, die goed is reël. Ons moet net met 'n verwagting elke dag ingaan. Dat die Here het vir ons verdeel. En as ons met 'n oop hart lewe, dan ervaar ons sy goedheid. Baie dankie. Waardeer. Dit het ons almal gestig.